Ek gaan vanoggend, miskien moet ek gou verduidelik my metodiek en dan gaan ek vir ons bid. En dan gaan ons die hele Romeine doen vandag. Kort inleiding voor ek bid, dan verstaan jy wat ek gaan doen vandag. Hierdie is my handboek vir dominee wees. Klompie jare in die bediening in, het ek hierdie oor my pad gekom. Hierdie is die tweede een wat ek al gekoop het. Die eerste een is sat gelees. En toe kry ek hierdie boek. En dit het hier by 2012 dink ek gebeur, miskien 'n oomblik voor dit. En ek sien maar hier is 'n hengselang voorwoord in die boek. En ek het net so deur die voorwoord geblaai en ek het gesien hier in die begin staan 'n paar Griekse woorde. Dit gaan opsoek en sien wat beteken dit. En hy sê for H. James Riddle, en dan skryf hy die Griekse woorde. En daai Griekse woorde beteken een wat saam met my in die juk trek. So hy het vir hierdie vriend van hom hierdie boek aan hom opgedra en gesê met die twee Griekse woorde, jy trek saam met my in die juk van die bediening. Kosbaar. Maar ek blaai by die voorwoord verby, want why? Hoekom gaan jy die voorwoord lees? En ek kom by hoofstuk 1 uit en ek begin lees die boek en dit is 'n amazing boek en ek onderstreep en ek lees oor en ek onderstreep en soos ek deur die hele boek en hieruit kry ek my metodiek vir dominee wees. Ek het 6 jaar opleiding, ek het geleer om by 'n bed te staan in 'n hospitaal, al die goede. Maar daar's goed wat hulle nie vir jou sê nie. En hierdie ou gaan sê daai goed. Wat is die goed wat jy in gedagte moet hou? Waartoe werk jy in jou bediening? Wat is die goed waarvoor dominees moet pas op? Wat is die groot sondes vir dominees in die bediening? Waaraan is die slaggate wat ons altyd trap? Al die goede leer ek in die boek. So ek is deur die boek. Kom 'n tweede keer by die boek. En nou wonder ek, wat staan hier voor? En ek weet nie eers of ek die tweede keer die voorwoord gelees het nie. Maar ek werk weer deur die boek. En toe op 'n dag, toe ek weer met die boek begin, gaan sit ek rustig en ek begin lees, wat is die voorwoord? En ek ontdek, dis 'n joernalis, want dis nie die eerste uitgawe van die boek nie, dis al die hoeveelste keer wat hulle hom druk, maar is 'n joernalis wat met Eugene Peterson gaan sit en praat het. En hierdie joernalis het sy huiswerk gedoen. Hierdie ou, dink ek, al die boeke van Eugene Peterson of meeste van hulle gelees. En hy begin vra vir Eugene Peterson vra. Maar hy vra ingeligte vrae. Hy sê vir Eugene, daar's temas wat in jou werke na vore kom en dan noem die joernalis die temas. En dan antwoord Eugene daarop en hy sê, nee, jy's reg, want dis hoekom en hieroor en dis hoekom ek hierdie tema en jy kan nooit wegkom nie. Julle en daar ontdek ek voor in hierdie voorwoord amper meer goud as in die res van die boek. Hoekom? Want hierdie joernalis het hierdie onderhoud so goed gedoen dat hy die grondlyne kom uitlig waarmee Eugene Peterson in al sy boeke besig is. Weet jy wat het hierdie voorwoord vir my gedoen? As ek met 'n ander boek van Eugene Peterson besig is hierdie die roadmap om vir my te sê, onthou dis Eugene Peterson wat hy skryf, hy het 3 of 4 goed waarmee hy werk. Dis vir hom belangrik, dis vir hom belangrik, dis vir hom belangrik. En as ek een van die ander boeke lees en ek lees weer van daai goed raak, dan kom hierdie boek se inhoud by my op, want wow, hy het dit daar gesê, hy het dit in daai boek gesê, en in hierdie boek, hier gaan hy nou nog 'n tree verder, en dit is so, dit brei uit, die goed, die gedagtes wat hy het, vorm al meer in sy werke soos dit aangaan. Romeine is so 'n voorwoord. Hoor mooi wat ek sê, vriende, vandag is goud. As jy hou van Bybelstudie hou, as jy wonder, wat gaan my help om Bybelstudie te doen, gaan bære hierdie video, want jy gaan vir hom altyd weer kan teruggaan en kyk. Ek probeer om vandag vir julle 'n voorwoord te gee. Vir Paulus se skrywes. Vir al Paulus se boeke. Hoekom sê ek Romeine is so 'n onderhoud? Want Paulus hou eintlik 'n onderhoud met homself voor hy na die Romeine toe gaan. Hy's op pad Rome toe. Hy was nog nie daar nie. Al sy ander skrywes, al sy ander briewe verskil van Romeine. Hoekom? Want Korintiërs, en nou weet julle, of weet nie of julle weet nie, maar watter boeke het ons in ons Bybel van Korintiërs? 1 Korintiërs en
3 Korintiërs. 2 Korintiërs het weggeraak. As jy 1 Korintiërs mooi lees, dan hoor jy daar's vrae, en as jy 2 Korintiërs in ons Bybels mooi lees, dan kom jy agter hy antwoord op die vorige brief. Maar dis nie 1 Korintiërs nie. Daar was 'n 2 Korintiërs wat weggeraak het. Dis eintlik 1 en 3 Korintiërs in ons Bybel. Maar wat is Korintiërs? Korintiërs is 'n boek waar die Korinte aan Paulus skryf en sê, "O Paulus, jy was nou hier by ons, jy het hier gepreek en alles, ons het hulp nodig. Wat doen ons as ons dit doen? Wat doen ons?" En dan antwoord Paulus op die probleme wat hulle vir hom skryf in Korintiërs. So kan jy al Paulus se briewe vat. Timoteus, hy het vir Timoteus daar in een van sy gemeentes Efese agtergelos. Timoteus was baie jonk geweest. Hy gee vir Timoteus raad. O Timoteus, dis hoe jy moet dominee wees. Dis hoe jy met ouderlinge en diakens moet maak. Dis hoe die gemeente na jou moet luister. Dis hoe elkeen van die ander briewe is Paulus besig om raad te gee oor 'n sekere situasie en 'n sekere konteks. So hoor ook mooi vandag, as jy met enige van Paulus se briewe besig is behalwe Romeine, is die konteks belangrik. Want die brief is net die helfte van die storie. Paulus antwoord op iets wat vir hom gevra is. Paulus gee raad op 'n situasie in 'n gemeente. So al die ander briewe van Paulus, as jy met een van die ander besig is, gaan lees daai stukkie bo in die Bybel. In Galasië was dit en dit aan die gang en dit het gebeur. As jy kan, gaan lees bietjie meer oor Galasiërs as jy byvoorbeeld met Galasiërs besig is. Dat jy net 'n idee kry wat aan die gang, hoekom is hierdie brief geskryf? Romeine is nie so nie. Romeine is letterlik daai onderhoud waar die joernalis baie slim vrae vra vir hierdie skrywer en die grondlyne van sy hele teologie so uitgelig word. Die ander ding is ook, as jy Romeine so verstaan en jy verstaan hierdie basislyne van Romeine, dan is dit soos hierdie boek vir my, hierdie voorwoord van hierdie boek vir my in al Eugene Peterson se boeke. As jy met Paulus op enige plek besig is, hê maar vir Romeine so op die kant. Maar dan gaan herinner jy vir jouself, wat het hy nou weer oor die wet gesê? Wat het hy nou weer oor die Jode gesê? Wat het hy nou weer oor ons werk as Christene gesê? Wat het hy gesê oor hoe kom mense in die hemel? En as jy jouself daaraan herinner het, dan gaan jy terug na Timoteus toe en dan lees jy daai stukke. Of na Kolossense toe. Kolossense praat baie oor die wet en die sonde en die dinge. En die wet wat nou verby is. Maar moenie net Kolossense lees nie. Gaan herinner jou net weer aan Romeine. Vriende, hopelik is vandag goed genoeg dat jy kan teruggaan na Romeine toe en vir jouself gaan herinner aan wat is die grondlyne in Romeine. Daar's baie verse wat ek nou kan kies, want ek kan obviously nie die hele Bybel lees nie, of die hele boek nie. Ek gaan nou so opskip en jump deur Romeine en net die lyne so vir jy verbind. Daai is verse wat jy kan gaan onderstreep en sê, o ja, dit gaan hier oor hierdie een vers. Daar's ander wat ek ook kon kies, maar hierdie een vers sê om en by wat hierdie hoofstuk oor gaan. Hierdie vers sê wat hierdie deeltjie oor gaan. Hierdie vers, soos jy hulle onderstreep het, dan kan jy die vleis gaan bysit en dan kan jy gaan Bybelstudie doen oor Romeine en dis die moeite werd. As jy 'n Bybelboek soek om oor te doen en jy wil na Paulus se goed toe gaan, heel eerste Romeine asseblief ouens. Goed. Kom ons bid en dan lees ons saam. Ons Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons vanmôre die voorreg het om die Bybel oop te slaan, u woord, Here, te lees, daaroor te praat, dit na te dink. Here, maar ek weet ook dat hierdie woorde van my is niks werd, as dit nie is vir die Gees wat in ons harte spreek, en wat ons aanspreek, wat ons lei, en deur wie ons leef nie, deur wie ons kommunikeer nie. O Here, baie dankie. Dankie vir soveel genade. Dankie vir ore, oë, tong, mond, spraak, gevoel. Dankie vir voedsel, vir 'n bed om in te slaap. Dankie Here dat ons vanoggend hier kan wees. Dankie vir gesondheid. Here, dankie dat U vir ons sorg, selfs in dit wat ons nie vra nie. Dankie vir hierdie week waar U voorsien het op 'n wonderbaarlike manier. Ek weet nie hoeveel gebede U verhoor het daardie dag nie, maar toe die veld gebrand het en U gehelp het dat daardie vuur geblus word. Here, en so die ander vure wat ontstaan het hier, dat U ook daar voorsien het en dat dit geblus is. Dankie Here. Dankie vir U genade op soveel plekke. Ons bid dat U nou met ons sal praat deur die woord. Amen. Vriende, as jy Romeine oopblaai, die opskrifte is nogal goed
en belangrik, want dit gee vir jou regtig 'n padkaart, nie almal nie, maar meeste van hulle is redelik spot on. In bo sekere hoofstukke en so aan. Dit gee vir jou 'n goeie aanduiding oor wat in hierdie gedeelte van Romeine aan die gang is. So, Romeine is 'n brief en tipies is daar, deesdae moet ons e-posse, daar bo 'n gedeelte waar jy die e-posadres insit, waar jy die opskrif insit, bla bla bla. Nou die eerste hoofstuk van Romeine is baie so. Paulus sê van wie hy skryf, hy's baie hy sien uit om na die Jode toe na die Romeine toe te gaan. Hy sê so 'n paar slim aanhefwoorde soos hulle in daai tyd gedoen het. Want onthou, hulle het nie 'n e-pos opgemaak en dan sien hulle dit nie. Hulle moes 'n boekrol oopmaak en einde van die boekrol is deur onder. So dit sou stupid wees om in daai tyd 'n brief te skryf en jou naam onder te teken. Julle hoor wat ek sê, want dan moes jy letterlik elke keer as jy 'n briefrol kry, moes jy die briefrol heel afrol tot onder kyk. O, Paulus het geskryf en dan moes jy hom weer heel oprol en van bo af begin lees. Stupid. Hulle was slimmer as dit. Hulle het heel bo hulle name geskryf. Dis van Paulus. Ek skryf aan julle. Goed. Ouens, waaroor gaan die eerste hoofstuk? Ons blaai deur Romeine. Romeine 1 vers 10. Ek lees vir ons saam. Elke keer as ek bid, vra ek God dat hy dit nie uiteindelik vir my moontlik maak om julle te besoek nie. Hoofstuk 1 begin met ek wil julle baie graag besoek. Paulus is besig om homself bekend te stel in die Romeine. Hy was nog nie daar nie. Hy's op pad, maar hy werk slim hierdie keer. In plaas daarvan om in te stap, soos by ander plekke, en deur die dorp te stap en goed te sien en dan na die sinagoge toe te gaan en daar begin preek en homself bekend te stel, stuur Paulus nou 'n brief vooruit, sodat die Romeine so lank huiswerk kan doen, dat die dag as hy daar kom, hulle weet wie hy is en dat hy die pad met hulle kan begin stap. So, die Here beskik dit so en in daardie metodiek voorsien hy vir ons 'n padkaart vir al Paulus se werk. Want hy kom sit dit mos nou uiteen. Goed, daar's hy. Hy stel homself bekend, hier kom deel hy sy hele evangelie en die evangelie soos hy dit verstaan, kom gee hy vir ons. En hy sê, ouens, hier's ek, dis wie ek is, dis wat ek glo. En ja, dis 'n lang storie. Dan is hier 'n klompie goed wat ek net nou wil kom vat en een na die ander uitlig, want Paulus is 'n omslagtige ou. Paulus skryf 'n sin en letterlik, as jy dit in die Griekse Bybel vat, sal jy, my Bybel is in 4 strokies ingedeel. Elke bladsy het so 2 strokies. So jy lees 1 strokie deur, dan gaan jy in die ander helfte. So daar's eintlik 4 bladsytjies. Paulus sal so 1 hele strokie skryf en dan is dit 1 lang sin. So in Grieks moes ons gaan sit en ons moes vir onsself vra, dis nou hierdie sin, komma punt, sin, komma punt, sin. Dis 1 lang sin en toe onder die eerste punt. Dis 15 gewone Afrikaanse sinne en dis eintlik net 1 lang sin. So wat jy met Paulus altyd moet doen is jy moet vra, as jy hierdie hele 15 sinne in 1 sinnetjie kon skryf, wat sê Paulus hier? Wat is die hoofgedagte? En dan het ons baie goed maniere geleer hoe om die gedagtes uit te gooi en te sif tot jy by daai 1 sinnetjie uitkom wat sê, hy sê eintlik hier, trek jou klere aan. Maar voor jy jou klere aantrek moet jy hulle was en jy moet jou lyf skoon hê en jy moet lekker ruik en as jy jou klere weer en jy moet jou klere regmaak vir die tyd en hy sê al hierdie goed, maar eintlik sê hy net trek jou klere aan. Julle hoor wat ek probeer sê, jy moet daai 1 sinnetjie uitsif. Nou ek gaan net sulke sinnetjies vanoggend uitdruk. Hoofstuk 1 vers 18, hier begin Paulus. God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. God is kwaad. God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor die ongeregtigheid van mense wat die waarheid met hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Daar is waarheid en dis mense wat dit probeer toemaak, wat dit probeer onderdruk. En dan kan jy nou die res van hoofstuk 1 gaan lees. En dan sien jy hoe hy uitbrei hierop en sê maar dit en dit en dit en dit. En gaan lees dit maar. Dis baie toepaslik vir ons eie tyd ook. Maar God bring straf binnekort oor die goddeloosheid wat aan die gang is in die wêreld. Punt. Hoofstuk 2. Vers 1. Daarom is daar geen verontskuldiging vir jou nie. Vir jou, mens wat 'n ander veroordeel.
wie jy ook al is. Deurdat jy oor 'n ander oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel doen dieselfde dinge. Nou begin Paulus met sy absolute briljante redenasie vermoë. Vriende, so hy skryf goed, want hy kom spreek die leser aan en hy sê, hey, jy wat hierdie brief lees, jy skuldig. Nou skrik die leser en hy dink, wat? Ja, ek weet die mense is goddeloos, maar ek is maar een van die heilige ouetjies. Ek is dan maar die kerk. Ek lees immers die Bybel hier. Jy is skuldig, sê Paulus. Hy's 'n goeie skrywer. Hy weet wat hy doen. Ek lees aan vers 6 en 7 van hoofstuk 2. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade. Aan die wat in goed doen volhard en op die manier soek na ewige heerlikheid, eer en onverganklikheid, gee hy die ewige lewe. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf hy in sy toorn. Hy het begin deur te sê, God is kwaad oor al die sonde. En dan brei hy uit oor al die sondes, tot in die laaste detail toe. Begin hy met hoofstuk 2, sê hy, jy skuldig. Paar sinnetjies later, sê hy, ouens, daar is 'n reël by God. God straf ons vir wat ons doen. Paulus is 'n skelmoukie. Hy slinks, hy skerp in sy skrywery. Die oomblik as jy dink, okay, wag, ek probeer mos goed doen. Pas op, hy het vir jou tranestrik gevang. Want hy's op pad om te sê, niemand kan aan hierdie reël voldoen nie. Paulus bou stene terwyl hy met sy evangelie besig is, en daarom is dit so gevaarlik. As 'n dominee nou gaan hy ruk net vers 6 en 7 uit hoofstuk 2 van Romeine. So sê die Bybel, jy sal vergeld word vir wat jy doen, en die wat goed doen, sal hemel toe gaan. Dan doen daai dominee die grootste sonde in preek wat jy kan. Hoekom? Want jy ruk 2 versies uit 'n baie groter storie uit, en hierdie is net deel van Paulus se gesprek. Dis soos as iemand 'n voorbeeld gee van iets wat verkeerd is, en hy praat dit asof dit reg is, net om daarna te wys hoe verkeerd dit eintlik is. Dis waarmee hy besig is. Hy's besig om te sê, ouens, ja, God sal ons veroordeel vir wat ons doen. Maar dis nie die einde van daai sin nie. Hy kom nou by die einde van daai sin, en ons gaan nou daarby uitkom. Kom ons lees verder. Hoofstuk 2 vers 17. Jy sê jy's 'n Jood. Jy verlaat jou op die wet van Moses. Jy beroem jou daarop dat God jou God is. Jy sien? Weereens, Paulus skryf nie eenvoudig nie. Hy begin met, maar julle wat goed doen, julle wat geregtig is, julle sal vrygespreek word, of julle sal die ewige beloning ontvang. Hoekom doen hy dit? Want hy weet daar in die Romeine is daar ook 'n klomp Jode. En die Jode het van die pad af geraak. Hulle het skeef begin dink oor wie hulle is en wat hulle het. Jode het begin sê, maar ek is God se, ek is God se volk. Ek is besny. Ek dra die teken van God se volk aan my lyf. Daar's sekerlik vir my hoop, as daar vir enige mens op hierdie aarde hoop is. En Paulus is besig om almal so in te sluit. Jode, nie Jode, almal. Hy slinks met sy redenasies, want hy gaan nou wys, ouens, ons almal is skuldig, of jy Jood is of nie, jy staan skuldig. Hoekom? Want ons kan nie aan hierdie reël voldoen van goed doen nie. Hoeveel sonde is nodig vir 'n mens om hel toe te gaan? Wie ken die antwoord? Hoeveel sonde moet een mens doen om hel toe te gaan? Dis maklik, jy het een vingertjie nodig. Een. Dit raak moeiliker. Jy's in sonde gebore. Jou ma en pa was sondaars en hulle het 'n kindjie in die wêreld gebring. En dis wat ons teologie bedoel moet, 'n kind word in sonde in die wêreld ingebring, want 2 sondige mense kan nie 'n sondelose wese
in die wêreld bring nie. So sonde bevlek nog dit wat nog niks gedoen het nie. So eintlik as jy die som reg maak, hoeveel sonde het jy gedoen voor jy op pad hel toe was? Ons is almal skuldig, nog voor ons begin doen. Ouens, hoekom is dit dan dat die kerk heeltyd dink, die doen gaan vir ons in die hemel kry? Dit gaan nie. Kom ons lees verder. Goed, ek lees in hoofstuk 3 vers 9. Julle kan self die vleis tussenin gaan inlees. Onthou, ek spring net so van vers tot vers, om vir julle te verduidelik. Hoofstuk 3 vers 9. Julle kan die opskrifte daar lees. Paulus praat van die Jode in die wet, hy trek hulle in sy redenasie in. Hy praat van die besnydenis, hy weet hulle gaan soontoe gaan in hulle koppe, hy gaan hulle nog kry, hy trek hulle in. Hoofstuk 3, bo vers 9 staan daar 'n sinnetjie, 'n opskrifie geskryf, niemand is regverdig nie. Waarop kom dit neer? Is ons as Jode dan beter as die ander, bedoelende dat ons 'n beter kans het om eendag hemel toe te gaan? Glad nie. Want ons het al bewys dat Jode en nie-Jode almal in die mag van sonde is. En dit het hy nou in hierdie klompie verse voor dit bewys. Julle kan daar gaan lees, van 2 vers 17 af. Lees, want hy moet sy redenasies besig, en op sy manier verduidelik Paulus, hoe jy dink jy's 'n Jood en is beter, maar dit is nie, jy doen net soveel sonde, blablabla, so of jy nou Jood of nie 'n Jood is nie, jy is skuldig onder die wet van God. Waarom kom dit neer? Is ons as Jode beter as die ander? Nee, glad nie. Want ons het al bewys dat Jode, nie Jode, almal in die mag van sonde is. Daar staan immers geskrywe vers 10, hoofstuk 3. Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God soek nie. Vers 12, hoofstuk 3, hierdie verse moet jy highlight, ouens, jy kan dit nie skip nie. Vers 12, hoofstuk 3 in Romeine, moet jy highlight. Almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. En dan gaan hy aan en sê, hulle keel is oopgeraf, hulle is so slange. En van wie praat hy? Van alle mense. Wat is Paulus se teologie? Almal is op pad hel toe, as daar nie 'n verlossing gaan wees nie. Want as dit gaan oor die wet, ons is skuldig. As dit gaan oor Jode wees, ons is skuldig. As dit gaan oor ons wat nie Jode is nie, ons is skuldig. Want jy moet letterlik 0 sonde doen en 'n absolute sondelose pa en ma hê om in die hemel te kan kom. Dit is onmoontlik. Geen mens sal op sy eie op so 'n manier ooit die hemel sien nie. Dan nog verse wat jy moet onderstreep. Romeine 3 vers 21 tot 24, as dit nie in jou Bybel onderstreep is nie, ouens, vir Paulus se teologie is dit die goue lyn wat jy hardloop. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie. Onthou die reël wat hy op die tafel gesit het? God straf of beloon dit wat ons doen. Nou gaan hy in 'n redenasie in en sê, maar ons het geflop, ons het gefaal, ons het misluk, ons gaan dit nie reg kry nie. Hoofstuk 3 vers 21. Maar nou, daai maar in Grieks is groot. Gar, is so 'n lang y lyk dit, maar is 'n G in Grieks. Gar, maar, want nou het 'n vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig het, in werking getree. Dit is 'n vryspraak wat verkry word nie deur die wet onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Kom ons brei net gou daai versies uit, dat ons die hele skepping onder daai versies se lig in laat val. OK, as die Christendom ons dan nie in die hemel gaan kry nie, is daar ander gelowe wat ons dalk in die hemel kan kry? Vat hierdie beginsel, het die ander gelowe se mense gesondig? Ja. Is daar baie paaie na God toe? Nee, daar's eintlik net een pad. Hoekom? Alle mense het gesondig, of hy nou 'n Hindoe, 'n Moslem, 'n Jood,
'n nie-Jood, heiden, Boeddhis, Baptis, NG, maak nie saak wat nie, almal het gesondig en ons het 'n verlossing nodig, iemand wat in ons plek kom sterf, wat perfek geleef het, by wie God sê dis reg, hierdie persoon kan vir jou betaal. Ons het daardie ding nodig om na God toe te gaan. So hoekom sê ons daar's net een weg na die hemel toe, daar's net een pad, want dis net deur Christus. Dis wat ons geloof so moeilik maak. Ons kan nie na ander gelowe toe gaan en sê, maar miskien het die boeddhiste iets beet nie. Miskien is daar 'n ander pad na die Here. Nee. Hoekom? Want al die mense het gesondig. Almal is skuldig voor God. Goed. Nou gaan Paulus terug. Hy het die grondwerk gedoen, hy het die goue lyn gegee. Nou gaan hy terug en nou gaan embroide en nou gaan sluit hy die Jode in en nou gaan haal hy hulle uit met sy redenasies. Hy gaan verduidelik vir hulle. En waar begin hy? Hy gaan begin nie by die Jood in sy sinagoge nie. Nee, want hy weet die Jode begin waar? By die belofte van Abraham. En nou gaan hy terug en van die begin af verduidelik hy van hoofstuk 4 af. Julle Jode, julle sê vader Abraham is julle Abraham. Maar as julle die Bybel mooi gelees het, dan julle agtergekom dat Abraham geregverdig was omdat hy geglo het. Nie omdat hy die wet onderhou het nie. Om die waarheid te sê, die wet het eers jare later gekom. Abraham is vrygespreek omdat hy geglo het. En dan, hoofstuk 4, vers 9 tot 11. Ek lees net gou daai verse vinnig. Hy wat die besnydenis as teken ontvang, dit is 'n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het deurdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo, al is hulle nie besny nie. Hulle word dus deur God vrygespreek deurdat hulle glo. Nou gaan Paulus en hy gaan vegswaarde met 'n redenasie met die Jode en hy uitoorlê hulle met die redenasie, want hy sê vir hulle ouens, julle begin met julle hele teologie by Abraham en hulle sê Abraham is die vader van almal en toe die wet gekom daarna. Maar Abraham het die besnydenis ontvang omdat hy in God geglo het en hy gaan verduidelik dit en dan sê hy sommer onmiddellik, daarom of jy besny is of nie besny is nie, dis hulle wat glo wat deur God vrygespreek word. Hoofstuk 5. Nou gaan hy aan met die vrug van die vryspraak. 5 vers 1. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. Hier gee Paulus nou vir die eerste keer 'n woord wat die Jode moet leer. Die Jode wat gaan Christene word, moet hierdie woord leer. Heidene wat gaan Christene word, moet hierdie woord leer. Genade. Deur genade is ons gered. Vir ons as gereformeerdes kernbelangrik, een van die pilare van ons geloof. Ons word slegs deur genade gered. Waar kry ons dit? Hier by Paulus. Ouens, nie deur die wet onderhou nie, almal is skuldig, almal staan skuldig voor God, almal is eintlik op pad hel toe. Mense moet voor God kom en sê, Here, ek is skuldig, vergewe my, ek kom ruil my sonde vir u verlossingswerk aan die kruis. En daardie ruiltransaksie moet gebeur en mens noem dit glo en wanneer dit gebeur, kom God se genade, spreek jou vry. Dit is egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry. Nou gaan hy aan en hy begin praat hier tot by vers 5 oor die lewe van die Christen nou. Ons leef deur genade. God het 'n pad waarin ons gaan leef, ouens. Hierdie pad gaan nie altyd maklik wees nie. Daar gaan swaar kry wees. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Want ons weet swaar kry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort. Nou kom die volgende woord, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Vriende, nou gaan Paulus in die volgende klompie sinne in en nou doen hy teologie. Hy gaan na Adam toe en hy verduidelik hoe Adam in die sonde geval het, hoe Adam die eerste sondaar was, maar hoe Christus die eerste een was wat die verlossing gebring het. En hy begin hierdie hele redenasies tot by hoofstuk 7 toe. Is hy nou besig om van die begin af sonde te gryp en met sonde te worstel en te verduidelik hoe goed geloop het. Julle kan dit self gaan doen. Ek het nie tyd om alles deur te gaan nie, maar gaan werk dit self deur. En dan natuurlik, as hy met die sonde besig is, dan kom hy by die volgende woord uit. Want God het die wet gegee
En alle mense se koppe werk so, as die wet kom, hoe is ons Christene? Ons probeer om nie die 10 gebooie te breek nie. Dis waar volgens ons leef. Nee. Die 10 gebooie is goed. Die 10 gebooie is deur God gegee. Nie 'n jot of 'n titel sal van hulle wegraak nie. Maar dan verduidelik Paulus in die volgende klompie hoofstukke, die 10 gebooie is langs die pad gevange geneem deur 'n monster. En hierdie monster het die 10 gebooie gevat en hy het hom onderdompel en hom 'n slaaf gemaak. En daardie slaaf het jou dood veroorsaak. Wie was die monster wat die 10 gebooie gryp en hom die wet van God vat en hom slaaf maak? Jou sondige natuur. Paulus kom verduidelik in die volgende hoofstukke, ouens, die wet van God was goed. Hy het 'n goeie bedoeling gehad, riglyne vir ons moet leef vir God. Maar ons sondige natuur is 'n skelm ouetjie. Hy kom vat hierdie wet van God en hy maak hom 'n slaaf as te ware en hy maak ons slawe deur dit en hy bring die dood vir ons, want die wet was nie sterk genoeg om ons vry te maak dat ons begin leef volgens die wet nie. Die wet het eintlik op die ou en die teenoorgestelde reg gekry. Die wet het vir ons kom uitwys wat ons sonde is. Ek lees gou 'n klompie verse so in sy redenasie. Vers 11. Die sonde wat deur die gebod 'n vaste plek gekry het my deur die gebod mislei en my doodgemaak. Die sonde vat die gebod, hy vat die wet en hy kry 'n vaste plek en die sonde maak my dood. Dis hoe ek skuldig geraak het voor God. So die wet is goed, maar die wet se doel was eintlik om te wys wat sonde is. Vers 14. Ek lees vinnig vir ons daar en dan as ek amper klaar met hoofstuk 7. Ons weet tog dat die wet geestelik is, maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop. En nou kom Paulus met sy hele redenasie en hy verduidelik, daar by vers 24, ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Ek het iets wat goed was gevat en dit het my dood veroorsaak. So hy kom nou en hy verduidelik eintlik hierdie genade ding. Hoe het ons daarby uitgekom? Hoe kom ons uit by voor God gaan neerval en sê Here, ek is skuldig. Hy gaan nou terug en hy gaan verduidelik hoe werk die sonde saam met die wet en maak ons skuldig. En dan kom hy weer by dieselfde punt om te sê, wie sal vir ons hiervan verlos? Prys die Here. Dis hy wat dit gedoen het. En dit gebeur in hoofstuk 8. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. En nou kom Paulus en sê, ouens, lewe dan deur die Gees. Laat die Gees julle lei. Vers 9 daar in hoofstuk 8. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Vers 12. Daarom dan broers, staan ons onder 'n verpligting om ons nie deur ons sondige natuur te laat beheers nie, maar deur die Gees. OK. Paulus gee nou 'n padkaart, ouens. Hy's besig met hierdie padkaart. Gelowiges moet deur die Gees leef. Hier kom 'n klomp leiding vir ons, maar selfs deur die leiding gaan die Here bewerk dat ons groei. So selfs leiding gaan nie ons einde beteken nie. Hou net vas in die geloof, leef. Nou verduidelik Christus in vers 20 tot 23 van hoofstuk 8. Ek gaan net gou daai paar verse vir julle lees. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe. O ja, hier bring hy die volgende gedagte in. Hy kom sê, dis nie net ons en ons sonde wat aan hierdie proses vasgemaak is nie. En hy kom verduidelik eintlik, Christene is nou vrygemaak deur God, maar binne in hulle sukkel hulle nog met die sonde. Hierdie dualisme, hierdie teenstelling binne in ons. Ja, ons glo in die Here. Ja, ons wil graag leef soos Christus, maar baie keer leef ons baie meer soos die wêreld. En ons is regte Christene, en dit maak baie mense twyfel, want hulle het regtig hulle hart vir die Here gegee, hulle het regtig begin om die Here te volg. Maar hulle sukkel nog steeds met die sonde, en Paulus kom verduidelik in hierdie gedeelte. Ouens, selfs die aarde waarin ons leef, is aan die sonde verbind. Dis na die sondeval, die aarde self sug met 'n verwagting dat ons eendag na God toe moet gaan, dat ons vrygespreek moet word van hierdie sonde. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het.
die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is en daardie dag sal kom vrymaak wie almal sy kinders is. Hoofstuk 9 tot 11 is Paulus in Romeine besig om die hele Israel ding te kom saamvat. Een van ons ouderlinge het eendag vir my gesê, hy het 'n pel gehad wat altyd gesê het, jy mag niks teen 'n Jood sê nie, want die Jode is die volk van God. Daai pel moet hoofstuk 9 tot 11 van Romeine gaan lees en dit verstaan en dan sal hy ophou om dit te sê. Ouens, Paulus verduidelik baie mooi, hoofstuk 9 tot 11 van Romeine. Die Jode was die volk van God. Hulle het gesondig, God het 'n verharding oor hulle gebring, en toe het God die deur oopgemaak vir hulle wat nie Jode is nie, om nou deur dieselfde verlossing in te kom, en dan staan letterlik aan die einde van hoofstuk 11, sodat die getal van die Jode nou volgemaak word uit die heidennasies uit. Wie is die nuwe Jode? Dis wat in Romeine 11 staan. God bring verharding oor die Jode. Hy maak die deur oop sodat die getal van Jode volgemaak kan word uit die heidennasies en as die volle getal Christene dan nou deel raak van God se oorspronklike volk, Abraham se belofte, die verbondsvolk. As daardie volle getal ingekom het, dan gaan God die einde bring. Maar dan sit hy so 'n klein sinnetjie in die einde om te sê, maar onthou God is 'n genadige God. En as God vir jou een keer gekies het, los hy nie sommer vir jou nie en God sal ook nie die Jode los nie. God in sy genade gaan heel moontlik op die einde weer iets doen vir die Jode. Maar vriende, dis nie waar dat die Jode die volk van God is en ons nou maar die ander is nie. Ons is nou die volk van God. Elkeen wat in geloof bely dat Jesus Christus die Here is. Hoofstuk 12 tot 16 in Romeine gaan ek bitter min oor sê, maar dit is belangrike hoofstukke. Hoekom? Want Paulus kom nou sê, okay, nou is hy klaar met die Jode, hy's klaar met die wet, hy's klaar met al hierdie redenasies. Hoe moet julle as Christene nou lewe? Gaan lees hoofstuk 12 in Romeine. Dis 'n pragtige hoofstuk, maar hy begin hier te sê, ouens, die liefde moet opreg wees, verdra wat verafskeid wat sleg is. Hy gee daai beginsels en dan begin praat hy. Wat is julle verpligting teenoor die owerhede? Hoe moet julle leef as Christene teenoor die regering? Hoe moet jy leef teenoor 'n broer wat swakker as jy is? Hoe moet jy leef teenoor ander? Moenie jou broer veroordeel nie, maar help jou broer. Christus het selfs nie vir homself geleef nie, maar vir ander. Volg die voorbeeld van Christus. En dan gaan hy aan om te sê, ja, God het die evangelie vir die Jode gegee, maar God het nou die evangelie vir julle kom gee en God het alle mense in gedagte vir die evangelie in hierdie verlossingswerk. En dan op die eind kom hy met so 'n paar woordjies in hoofstuk 16 en sê, ouens, hier is my slotwoorde, ek sien regtig uit om by julle te wees, hier's 'n laaste paar opdragte vir julle, en daar's die boek Romeine. In hierdie boek staan die goue lyne van wat moet ons glo? Almal is skuldig? Ja, God het 'n beginsel gehad, hulle wat reg lewe, sal hemel toe gaan. Niemand het reg gelewe nie, almal is skuldig. Dank die Here vir sy verlossing, want elkeen wat nou kom en sy skuld kom verruil vir God se verlossingswerk, sal gered word en hulle ontvang die Gees van God as die eerste gawe. Daardie Gees van God bring in hulle 'n lewe aan die gang, daardie lewe maak dat hulle uitsien na die dag wat Christus bekend maak wie sy kinders is. En daardie dag gaan ons na die Here toe gaan en gaan hy vir ons dan in hierdie nuwe lewe invat. Vriende, dis so in kort die hele Romeine. So roadmap. Belangrik wanneer jy met ander boeke besig is en jy begin lees daar oor die wet en dit en dat, gaan terug Romeine toe. Wat sê Paulus nou weer? Wat sê hy hieroor? Wat sê hy daaroor? O ja, herinner jouself en dan is hier die kernverse, hoofstuk 3, gaan onderstreep daai verse. Onthou dit. Hoofstuk 5, hoofstuk 8, hoofstuk 12. Goud vir die pad vorentoe. Kom ons buig hoofde. Ons hemelse Vader, baie dankie, Here Jesus, dat U vir ons vryspreek, nie op grond van wat ons doen nie. Here, maar ons leef in hierdie liggame na daardie vryspraak en ons sukkel nog steeds met die sonde. Ons sukkel en daar's hierdie kontraste in ons lewens. Ons bid, Here, dat U deur die Gees ons sal vorm en ons sal lei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.